Goeiemôre, dit is die 4de April en weer eens 'n wonderlike geleentheid vir my om so 'n bietjie inspraak in jou lewe te hê. Dis nou wonderlik. Jy praat met mense wat jy nie kan sien nie, maar jy weet dat hulle luister. En so is ons ore ook altyd gespits na die Here. Ons moet tyd 'n bietjie meer met hom praat. Nou ja, gister het ek 'n baie interessante oefening gedoen. Ek het vir julle gevra, julle moet bietjie vir my sê, hallo, ek is van Pretoria of Rustenburg of Australië of whatever. En ek het wonderlike reaksie gekry. En ek wil graag net vir jou sê dat interessant, sommer net gister het ons reaksies gekry uit Zimbabwe uit en ons het uit VSA gekry in Australië, Filippyne, uit Kanada, uit Dubai, uit Duitsland. Nou ja, Nieu-Seeland, Namibië, Engeland, dit was absoluut fantasties. Wat 'n verrassing om al hierdie inligting kry. Dan ook verskoning, ek het nog so 'n lastige kuggie. Dan het ook uit in Suid-Afrika, Riversdale van 'n Bylpark, Carletonville, Mosselbaai, Heilbron, Pietersburg, Kreeusdorp, Rustenburg, Hoopstad, Ermelo en ook Bultfontein. Baie dankie. Baie dankie. En dieselfde tyd wil ek ook sommer dankie sê. Baie dankie vir julle wat ons finansiëel ondersteun. Julle weet, ons sit nie hier en vra geld nie. Dis nooit wat ons wil doen nie. Jy sien, hy is ons voorsiener. En hy sal altyd vir ons sorg. En daar is so baie van julle wat net kom en julle bless ons. Julle bless ons en baie dankie. Ek weet nie waar kry julle ons rekening vandaan nie, maar baie dankie vir die saad wat julle saai. En hierdie saad gaan oor die hele wêreld. Ek noem dit maar net. En dit gaan glad nie oor arrogansie of iets wat ek reg gekry het nie. Dit gaan maar net oor wat die Here 5 jaar gelede gesê het om saai die woord, saai die woord, saai die woord. Nou ja, ek is vandag baie dankbaar. Nou, ek dink elkeen wat weet in die hele wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. Die ou mense het gesê die wêreld is omgekrap. Onthou jy? Hy is omgekrap. Man, hulle het dit al daai tyd gesê met die depressies en die resessies en met al die dinge wat ons deurgegaan het al in ons lewe. Maar ek dink hy is 'n bietjie meer omgekrap. Ek dink 'n bietjie daar's baie goed wat net daar buite in. Daar's baie mense wat salig elke dag net aangaan asof niks gebeur nie. Nou, jy gaan vir my vra, Dawie, wat sê jy? Nou, ek wil 'n stukkie lees uit Habakuk uit. Ek gaan net hierdie stukkie lees. Ek gaan een versie lees uit Habakuk. Habakuk 1, vers 5. Hoor 'n bietjie wat sê. Aanskou onder die nasies en merk op. Aanskou onder die nasies en merk op. En staan verstom. Verstom, want ek gaan iets in julle daar doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Wat sê jy, Dawie? Ek gaan dit weer lees. Is jy met my? Ek lees dit uit die ou vertaling uit Habakuk 1 vers 5. Aanskou onder die nasies. Kyk 'n bietjie mooi. Jy gaan goeie sien. En merk op en staan verstom. Julle gaan verstom staan. Jy weet die ou mense het mos altyd so gestaan. My wêreld. Nou ja, ons gaan staan en sê my wêreld, want ek gaan iets in julle daar doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Nou ja, ek voel hier in my gees, daar's dinge wat besig in die geestelike riem om te skuif. Jy weet, die profesie het uitgegaan en die Here het altyd gesê, kyk na profesie, pas op, daar's valse profete ook. En altyd het hy gesê, kyk na Israel, kyk na Israel. As jy wil weet wat aangaan, kyk na Israel. Nou in Israel gebeur daar baie dinge. Ek wil nie vandag jou bang maak nie, inteendeel, ek het 'n belofte vir jou. En daai belofte is, maak nie saak wat in Israel gebeur nie, maak nie saak wat Trump sê nie, wat saak maak is wat die Here gesê het. Nou die Here sê, ek sal met jou wees tot aan die einde. Moenie nou bekommerd raak nie. Moenie nou bekommerd raak vir wie wat sê nie. Daar gaan dinge gebeur. Daar gaan 'n reset kom. Wat beteken 'n reset? Dit beteken mos as jou foon nou af is, jy druk hom in, dan kom maar heeltemal 'n reset, dan kom maar nuwe goed by. Daar gaan verseker nuwe goed kom. Ek dink in die finansiële wêreld gaan daar nuwe goed kom. Ek kan nie vir jou sê wat nie, ek is nie so slim nie. Maar ek voel dit in my gees, verskoning, dat daar gaan baie nuwe dinge gebeur. Maar die woord sê, maar ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. Vir wie? Vir hulle wat hom lief het. Romeine 8 vers 28. Maar ons weet dat God alles, wat beteken alles? Alles. Ten wat? Ten goeie laat meewerk. Vir wie? Vir hulle wat hom lief het.
Dit staan in sy woord. So, moenie opstaan vanmôre, soos Eugenis destyds met koöperasiestories en beswaard wees oor die regering en die petrolpryse en die kokospryse en die kunsmispryse en al daai dinge nie. Dit was nog al die jare 'n probleem. Maar weet net dat die Here sê, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Ek wil net vanmôre vir jou vra, dis die belangrikste ding. Mense sal kom en mense sal gaan, regering sal kom en regering sal gaan, opinie sal kom en opinie sal gaan. Maar die Here se woord is vas, van die begin af. Sy belofte is vas. Wie glo jy vandag? Die wêreld? Leen jy jou ore uit? Ja, dinge gaan verander, maar die Here sal met ons wees. Game, set en match. Dis wat ek glo. Vir elke land, vir elke taal, vir elke nasies. Die Here sal met ons wees. Kan ek bid? Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord sê dat u sal alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat u liefhet. Here, ons bely al ons foute, al ons sondes. Dankie dat u ons eerste lief gehad het. En dankie dat ons kinders van God kan wees. Ons weet dat alles sal ten goeie meewerk. Ons loof en prys u naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit. Die dag moet hardloop. Volgende werkies moet gedoen word. En jy moet weet, maak nie saak wat gebeur nie. Die Here se liefde vir jou gaan nooit verander nie. Hy gaan nooit sy opinie oor jou verander nie. Al wat jy moet doen is, bly net lief vir hom. Lees jou Bybel, bid elke dag. Jy is 'n geseënde van die Here en jou beste leef voor. Totsiens, tot die volgende keer.